Hi daar, baie welkom by ons aanlyn diens. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Dis vir my 'n groot voorreg om jou te kan groet in die groot en heilige naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam. Baie dankie dat jy vandag die keuse gemaak het om hier ingeskakel te wees. Ek weet daar is soveel opsies op die internet, maar jy het vandag die keuse gemaak om hier te wees en daarvoor wil ek vir jou sê baie dankie. My gebed is eenvoudig, mag die Here jou ontmoet op daai spesifieke plek waar net hy kan ontmoet en mag jy soveel seën uit vanmôre se boodskap ontvang. Mag jy die boodskap geniet en mag jy dit deel met jou vriende waar ook al jy gaan. Geniet dit. Psalm 27 vers 4. Een ding het ek van die Here begeer. Dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Familie, die grootste stryd in 'n Christelike lewe is nie altyd sonde nie, maar dit is motief. Nie wat ons doen nie, maar hoekom ons dit doen. Ons bid, maar hoekom? Ons dien, maar hoekom? Ons soek God, maar hoekom? Is dit moontlik dat ons soms God aanbid, maar eintlik iets anders begeer? Soms bid, maar net vir resultate. Soms glo, maar net vir uitkomste. Soms soek, maar net vir die verkeerde redes. Hier is die waarheid, jy kan geestelik lewe. Jy kan geestelik voortlewe. Jy kan geestelik leef, 'n mooi lewe leef, maar steeds God verkeerd soek. En dit is presies wat Psalm 27 vers 4 hier inkom. Dawid trek die gordyn oop en hy wys vir ons die hart van ware geloof. Hy gebruik die woorde een ding, nie baie dinge nie. Hy sê een ding smag ek, een ding begeer ek en dit sal ek soek. Een ding, die krag van fokus en prioriteit. Een ding het ek van die Here begeer. Hier begin alles, hier begin die motief. Nie by aksie nie, nie by gedrag nie, nie by begeerte nie, maar by die hart. By die hart. Die beginpunt van my en jou lewe. Want jou lewe beweeg altyd in die rigting van jou sterkste begeerte, jou hartsbegeerte. As jy wil weet hoe jou rigting van jou lewe gaan lyk, gaan kyk net na jou sterkste begeerte, gaan kyk net na jou hartsbegeerte. Dawid sê nie een van die dinge soek ek nie, of die belangrikste ding soek ek nie. Hy sê ek soek een ding van die Here. En ek smag dit, en ek begeer dit, en ek soek dit na. Een ding het ek van die Here begeer. Dis radikaal, want dit beteken alles anders is sekondêr. Alles anders word ondergeskik, alles anders verloor prioriteit. Daarom skryf dieselfde Dawid in Psalm 37 vers 4. Hy sê, vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Want wanneer God jou vreugde word, verander jou begeertes. Wanneer God jou prioriteit is, verander jou fokus in die lewe. Jy is meer doelgerig, jy is meer gefokus op die dinge wat werklik saak maak. Want Jesus sê in Matteus 6 vers 21, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Jou hart volg jou skat, dit is so eenvoudig soos dit. Daar waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Jou fokus wys jou prioriteite uit. As God vir jou belangrik is, sal jou lewe en jou leefstyl daarvan getuig. Dit sal dit weerspieël. En dieselfde storie as dit nie is nie. Terug na Dawid. Dawid sê ek soek hierdie een ding. Nou wat is hierdie een ding wat hy soek? Wat is hierdie een ding wat hy smag? Wat is hierdie een ding wat hy begeer? Wat is so belangrik dat Dawid alles anders op sy skei en net hierdie een ding soek? En dit is natuurlik die begeerte na God se teenwoordigheid. Hy sê in daai selfde Psalm, hy sê dat ek mag woon in die huis van die Here al die dae van my lewe. Hier raak dit nie net radikaal nie, maar dit raak uiters persoonlik en intiem. Dawid soek nie 'n beter lewe nie. Hy soek nie 'n makliker pad nie. Hy soek nie meer sukses nie. Hy soek een ding. Hy soek dit en hy besmag dit en hy begeer dit. En dit is God se teenwoordigheid. Dis soos die psalmdigter dit so mooi stel in Psalm 84 vers 11. Hy sê, waarlik, een dag in die tempel is beter as 1000 daar buite.
Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Dawid skryf verder in Psalm 63 vers 2 tot 3, hy sê, ek soek U, o God, my God, ek dors na U, ek smag na U soos 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en grootheid te ondervind. Dink daaroor na. Hy sê dit is beter as die lewe. Dis beter as alles wat hy het, om in die huis van die Here te wees, om die teenwoordigheid van God te beleef en daarin te woon. Nie net beter as probleme nie, net beter as pyn nie, maar beter as alles. Beter as alles. Maar ongelukkig is die grootste tragedie in vandag se lewens nie dat ons vir God verwerp nie, maar dat ons hom stilweg vervang het. Dat ons hom stilweg vervang het. Met sukses, met seëninge, met ervarings, met emosies, en so kan ons aangaan. Maar Dawid gaan selfs verder, hy sê, ek soek nie net die Here se teenwoordigheid nie, ek wil iets sien. Ek wil iets sien, ek wil iets beleef, om die lieflikheid van die Here te aanskou. Hier beweeg ons van teenwoordigheid na openbaring, om die lieflikheid van die Here te aanskou. Die woord aanskou beteken eenvoudig om vas te kyk, om te fokus, om te bewonder. Dis nie haastig nie, dis nie oppervlakkig nie, dis intiem en dis diep. Intiem en diep. Paulus verduidelik dit so in 2 Korintiërs 3 vers 18, hy sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Hier is die realiteit. Jy word wat jy konstant aanskou. Ek sê dit weer, jy word wat jy konstant aanskou. As jy jou probleme die hele tyd gaan aanskou, die hele tyd probleme gaan na kyk en gaan fokus, gaan vrees groei. As jy mense se opinies aanskou, groei onsekerheid. Maar as jy God aanskou, groei transformasie. Beweeg daar iets in jou gees. Beweeg jy al hoe nader aan die Here. Word jy al hoe meer getransformeer. Weerspieël jy al hoe meer die heerlikheid van die Here wat in jou lewe is. Dis soos iemand wat lank in die son staan. Hy kan nie help om te verander nie. So ook as jy lank in God se teenwoordigheid bly, sal jy verander. Jy kan nie help as om te verander nie. Want hoe nader ons aan God beweeg, hoe meer sien ons raak van onsself. Hoe meer begin ons verander word. Hoe meer word ons getransformeer om meer en meer en meer soos Jesus te lyk. Dis die pad van heiligmaking. Ons durf nie by die eerste dinge staan nie. Ons durf nie net daar so gaan parkeer nie. Ons moet al hoe nader beweeg en meer getransformeer word. Maar nou kom ons by die belangrike vraag vanmôre. Waarom is dit dat nie almal hierdie diepte soek nie? Waarom is dit dat mense in kerke sit vandag reg oor die wêreld en nie hierdie diepte soek nie? Hierdie diepte begeer nie. Waarom soek almal nie hierdie intieme verhouding nie? Want jy sien daar's 'n verskil tussen God se hand en God se hart. Baie mense soek God, maar hulle soek God se hand. Min mense soek sy hart. Psalm 103 vers 7, hy het sy weë aan Moses geopenbaar en aan die Israeliete sy dade. Israel het die wonderwerke gesien. Hulle het voorsiening ontvang. Hulle het God se krag beleef, maar Moses het God geken. Het God geken. Hy het 'n intieme verhouding gehad met God. Hy het God se hart nagevolg. Eksodus 33 vers 13. As ek dan nou die genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sê hy, sodat ek genade in die oë kan vind, en bedink tog dat hierdie nasie u volk is. Maak my tog u weer bekend. Dis dieselfde Moses wat 2 verse verder skryf in vers 15. Hy sê, as u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet u ons nie van hierdie plek laat optrek nie. As u teenwoordigheid nie saamgaan nie, wil ons nie hier verder gaan nie. Moses sê eenvoudig, ek wil nie 'n suksesvolle reis hê sonder die Here nie. Ek wil nie 'n suksesvolle reis hê sonder die Here nie. Ek wil nie hier vandaan beweeg sonder die Here nie. Hy's gefokus, hy's doelgerig en hy soek die Here. Hoeveel keer in ons lewens beweeg ons nie vooruit nie?
Hoeveel keer beweeg ons nie sonder die Here nie? Hoeveel keer is ons nie besig met soveel aardse dinge, dat ons totaal en al vergeet van die Here? Dan moet ons op 'n plek kom soos waar Moses gekom het en gesê het, Here, ek gee nie een tree hiervan af nie. Nie een tree totdat die teenwoordigheid nie saam met my gaan nie. Gefokus, doelgerig soek hy die Here. 'n Diep waarheid wat ons vanoggend moet besef is, jy kan God se krag ervaar, maar nie sy teenwoordigheid ken nie. Jy kan seëninge ervaar, maar geen intimiteit hê nie. En dit bring my by die gevaarlikste plek wat ek en jy onsself kan bevind. Die gevaar van 'n seëning gebaseerde geloof. 'n Seëning gebaseerde geloof. Johannes 6 vers 26, Jesus het hulle geantwoord, Amen, amen, ek sê vir julle, julle soek my, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Jesus onmasker hulle motief. Jesus openbaar hulle harte en begeertes. Hulle soek hom nie vir wie hy is nie. Hulle soek hom vir wat hy kan gee. Vandag lyk die prentjie so in baie mense se lewens. Ek bid, maar net wanneer ek iets nodig het. Ek dien, maar net vir 'n uitkoms. Ek glo, maar net vir resultate. Maar hier's die toets. Wat gebeur wanneer gebede nie beantwoord word nie? Wanneer dinge nie uitwerk nie? Wanneer God stil word? Dan word die motief oopgelê. Dan word die motief oopgelê. Job 13 vers 15 sê hy, al sou God my doodmaak, ek kan nie wag nie, ek moet my saak vir hom stel. Dis soos die profeet Habakuk in Habakuk 3 vers 17-18. Hy sê, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerd wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Hy sê eenvoudig, hy sê, maak nie saak wat gebeur in die wêreld nie, maak nie saak wat gebeur in die wêreld nie, ek sal jubel in die Here, ek sal my vreugde vind in die Here, want my fokus is op hom, my fokus is op hom, en dis presies waar ware geloof inkom. God is nie die middel nie, hy is die doel, hy is die sentrale punt van my en jou lewe, hy is die sentrale wese in my en jou lewe. Dis waaroor alles gaan. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor hom. Romeine 11 vers 36, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. God is nie 'n hulpmiddel nie, 'n strategie, 'n plan nie. Hy is die eindbestemming. Hy is die rede vir my en jou bestaan. Hy is die enigste rede dat ek en jy nog vanoggend asemhaal. Dat ek en jy nog hier is. Hy is die rede daarvoor. Dis soos Asaf wat skryf in Psalm 73 vers 25. Hy sê, wie is daar vir my in die hemel? As ek by U is, begeer ek niks op aarde nie. As ek by U is, begeer ek niks op aarde nie. Dis radikaal, dis persoonlik en dis intiem. Dit sê eenvoudig vir my en vir jou, as ek God het, het ek genoeg. Het ek genoeg. As ek God het, is ek tevrede. En wanneer jy op hierdie plek kom, vind jy die paradoks van die koninkryk. Soos Matteus 6 vers 33 vir ons sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal bygevoeg word. Hoor hoe sê die boodskapvertaling dit? Stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is. Hy sal vir die res sorg. Hy sal elke dag vir julle genoeg kos en klere gee, en los môre se probleme vir die dag van môre. Van probleme het elke dag immers oorgenoeg. Leef vandag voluit vir God. Voluit vir God. Wanneer jy God eers stel in jou lewe, verander jou perspektief. Verander jou prioriteite. Verander jou begeertes. En dan gebeur iets bonatuurlik. Die dinge wat jy najag, begin jou volg. Die oomblik wanneer jy God se koninkryk eerste plaas, dan sal jy sien hoe werk die dinge uit. Wanneer jy God eerste plaas, wanneer jou fokus op hom is, en nie op hierdie wêreld nie. Nie op die aardse dinge nie. Nie op ons eie drome, ons eie planne, ons eie begeertes nie, maar op God. Paulus is so 'n voorbeeld van so 'n lewe. In Filippense 3 vers 8, inderdaad reken ek alles as verlies,
terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus my Here te ken. Terwille van hom het ek alles vir my 'n verlies geword en beskou ek dit alles as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry. Waarom? Sodat ek hom kan ken. Paulus sê eenvoudig, hy sê, alles wat ek het in my lewe, ek beskou dit as 'n verlies. Beskou dit as 'n verlies, want my enigste begeerte is hom te ken. Om hom te ken, om 'n persoonlike verhouding met hom te hê. Familie, dit is vir my so 'n tragedie en so hartseer en ek glo jy dit ook al beleef, maar ons spandeer soveel tyd, want veral wanneer dit kom by ons kinders, dat ons kinders op die regte pad sal wees met betrekking tot akademie, met betrekking tot sport, met betrekking tot al die buitemuurse aktiwiteite. Ons wil hê hulle moet 'n goeie lewe hê. Ons wil dit hê. Ons begeer dit vir hulle. Maar familie, daai goed gaan niks beteken in die koninkryk van God nie. Niks. Wat gaan dit help? Hulle wen alles op hierdie aarde. Hulle wen alles. Hulle is voorspoedig. Hulle is geseën. En hulle verloor die koninkryk van God. Hulle verloor die koninkryk van God. Selfs met my en jou. Wat help dit? Ons het alles in die lewe. En ons verloor Jesus in die proses. Ons verloor Jesus in die proses. Paulus het besef, Christus is nie deel van sy lewe nie. Hy is die lewe. Hy's nie deel van ons lewens nie. Hy is die lewe. Nou 'n paar praktiese dinge wat ek en jy kan doen om God op die regte manier te soek is, begin jou dag met God, nie jou behoeftes nie. Moenie eers vra nie, aanbid eers, soek eers, erken eers dat hy die koning van die konings is, dat hy die almagtige een is, die alomteenwoordige een is, alheersende koning is. Nie by jou probleme nie. Jy sien, ons is geneig om, wanneer ons 'n gebedtyd spandeer, dan sê ons, Here, help my met hierdie probleem, help my met hierdie krisis, help my met hierdie ding, voorsien vir my in hierdie omstandighede, doen hierdie ding, doen daardie ding. Maar wanneer raak ons net stil en besef ons net wie God is? Wie hy is? Dat hy God is. Dat hy God is. Tweedens, leer om te wag. God se teenwoordigheid word nie gehaas nie. Psalm 27 vers 14, vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Die Engelse vertaling sê, wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. En derdens, ontwikkel 'n dors na God. Matteus 5 vers 6, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Jesus self verklaar dit. Daar is 'n geestelike honger wat net God kan vul. Jy kan dit vul met soveel goed op hierdie aarde soos wat jy wil, maar as God nie daai spasie kom vul nie, sal dit altyd leeg bly. Psalm 42 vers 2 tot 3, ons het dit nou net gesing, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Dis 'n diep, intense verlange, dis 'n begeerte wat uit die hart uitkom. Dis nie net 'n behoefte nie, dis 'n noodsaaklikheid in my en jou lewe. Ware geestelike honger is nie net 'n emosie nie, dis 'n besluit wat ek en jy neem, wat ons elke dag neem. Jy kan dit nie net neem die dag wat jy tot bekering gekom het en sê ek gaan 'n geestelike honger na die Here hê nie. Dis iets wat jy elke liewe dag moet besluit, dis 'n keuse wat jy moet maak. Om te sê, ek gaan dors vandag na die Here, ek gaan begeer na sy teenwoordigheid. Ek gaan doen wat hy van my verwag. Jy kies om God bo alles te soek, selfs wanneer jou vlees iets anders wil hê. En vierdens, kies om in alle tye. Jim Elliot het geskryf, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Om God te kies is nie altyd gerieflik nie. Ek sê dit nou vir jou. Is nie altyd maklik nie. Maar is altyd die regte keuse. Is altyd die regte keuse. Dit beteken jy kies hom bo jou gevoelens. Jy kies hom bo die wêreld. Jy kies hom selfs wanneer dit jou iets gaan kos. En glo vir my, dit gaan jou iets kos. Dit gaan jou kos dat jy die eie ek neerlê. Dat jy die trots neerlê. En dat jy hom volg ten volle. Elke dag, in elke situasie, kies ons nie wat maklik is nie. Maar ons kies wat God behaag. Wat van jou vermoere? Wat van jou vermoere? Is daar die smagting in jou hart? Is daar die begeerte in jou hart?
om hom te behaag, om hom te ken. Maak nie saak wat die wêreld in die wêreld aangaan nie. Ek het net vanoggend toe ek op my foon kyk, toe sien ek nou weer die goed wat gebeur in die Midde-Ooste. En dadelik die oomblik wat jy fokus daarop, dan vul jou hart sommer met vrees. Maar dis nie wat die Here van my en van jou verwag nie. Hy verwag dat ek en jy ons fokus op hom plaas. Op hom plaas. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En alles anders sal bygevoeg word. Alles anders sal bygevoeg word. Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel gewees het. Dankie dat jy na die boodskap geluister het of gekyk het. Mag jy dit met iemand spesiaals deel en mag jy 'n fantastiese lekker dag en lekker week hê. Die Here seën jou en ons gesels weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens julle.